Goeiedag geliefde mense. Ek wil graag 'n paar gedagtes met julle deel. Kyk, konsentreer vandag op geloof. Kyk, wat is geloof? Dis uiters 'n belangrike deel van ons verhouding met Jesus. Ons lees in Habakuk 2 vers 4. Kyk, sy siel is opgeblaase in hom en nie reg nie, maar die regverdige, deur sy geloof sal hy lewe. Dit is God wat hier vir Moses gesê het, wat om te skryf, en hy praat nog steeds teen die afvallige Israeliete. Tydens Jesus se bediening het hy van voorbeelde van geloof genoem wat vir ons sê dat geloof vir God belangrik is. In Lukas 7 vers 50 lees ons van die vrou wat Jesus se voete aangeraak het, wat gewas het met haar trane, en sy het sy voete afgedroog met haar hare. Ons moet ook verstaan dat in daardie tyd was 'n vrou se hare haar eer. Dit was 'n baie belangrike deel van 'n vrou. En hulle moes ook hulle hoofde bedek as hulle voor God kom in sy teenwoordigheid. Ek vra myself die vraag, hoeveel gelowiges sal vandag so 'n stap neem? Hoeveel van ons is so opreg, so intensief, so oorgelewer, laat ons so iets sal doen in geloof en eerbied? Sal ons voor hom staan en ons hand uitsteek om te groet? Maar ek sê vir julle dat niemand voor die krag van ons God sal staan nie. Ons sal neerval soos die soldate wat Jesus wil arresteer. Die woordjie geloof is vir almal en nie net vir die Jode nie. Handelinge 14 vers 27 sê vir ons so. Die wat Jesus aangeneem het, is nog heidene. Maar ons is geredde heidene. En daar is baie Jode wat nie gered is nie. Geloof beteken 'n diep en sterk oortuiging en versekering, 'n loyaliteit en samesmelting. Ons het nie meer nodig om te twyfel dat Jesus op die aarde was nie. Daar is oorweldigende argeologiese bewyse daarvan wat vandag se ongeloof 'n arrogansie maak. As dit te sterk deurkom en jy voel geraak, dan is die boodskap dalk vir jou om te besin en hoor die klop aan die deur van jou hart. Verder is dit belangrik om te weet dat ons goeie werke of dade geen redding bring nie. Galasiërs 2 vers 16 sê duidelik dat ons geloof in Jesus ons kan red. Dit is al waardeur ons gaan red. Glo en jy sal gered word. Dit sê Jesus ook vir die mense wat vir hom gevra het. Hulle het ook vir hom gevra, wat is die grootste gebod? Want mense wil mos altyd weet, wat is die grootste, die sterkste, die slimste? Toe vra die mense vir hom, wat is die grootste gebod? En Jesus het hulle geantwoord, want hy het altyd 'n antwoord reg gehad, omdat hy almagtige, die seun van God is, het hy geweet wat sy vraag kom. Dan het hy vir hulle gesê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, hele siel en jou hele verstand. En hy kon dalk eers genoem het, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, want hieraan staan dit gelyk, dat dit dieselfde waarde dra as om God lief te hê, is om mekaar lief te hê, soos Jesus die kerk lief gehad het. So dit is duidelik, ons is almal kinders van God deur die geloof in Christus Jesus. Gaan lees, mediteer, Hebreërs 11 vers 6, en weet dat ons toegang in die hemel het. Ons het, hoe kan 'n mens sê, 'n vrykaartjie, ons kan ingaan, want ons is gered. Here gaan ons kom haal, ons uitverkorenes, hy gaan ons kom haal, ons gaan voor Jesus se troon staan, en hy gaan ons beloon vir ons werke. Nie omdat ons heilig en gered is nie, want hy gaan ons kom haal, omdat ons reeds gered is. Maar ons gaan voor sy troon staan, nie om veroordeel te word nie.
maar om ons beloning te ontvang vir ons gehoorsaamheid en ons toetrede tot sy evangelie op die aarde. Mag my woorde julle bereik, mag dit insig vind, mag julle verstaan en gaan dink daaroor, herkou daaroor en kyk wat kom daar uit, kyk wat 'n smaak kry hy, ontwikkel die smaak en bly voor Jesus se voete, want hy soek na ons, hy wil hê ons moet gered word. Hy smag na ons teenwoordigheid, soos wat ons verlang na geliefdes wat ver is, so verlang hy ook na ons, nie omdat ons ver is nie, maar omdat ons wegdraai van sy aangesig af. Ons draai om en ons vat Jesus aan sy hande en ons kniel voor hom, buig voor hom. Elke oog sal hom sien, elke knie sal bely dat Jesus die ware seun van God is. Mag julle 'n wonderlike dag hê. Al die eer en lof aan ons koning Jesus tot in alle ewigheid. Baie dankie.